Aluma Capital, altyd aan die groei. Dit is tyd vir volgens krantbesprekings en Gert van der Westhuizen sluit volgend by ons aan. Goeiemôre Gert. Goeiemôre Jennifer en goeiemôre meneer Breitenbach. Meneer van der Westhuizen. Dat is eigenlijk die rechte. Ja, maar jy het 'n baadjie aan vanmôre, mens moet formeel wees. We moeten best formeel wees. Ja, ja. Jennifer, dit gaan hom lelijk op die sokkerfront, nie? Ag Gert, weet jy, kom Ek stem nou saam met Pierre, ek gaan nou maar nie meer sokker kyk. Daar sy Gert. Gert, maar iets waaroor ek eintlik nie wil gesels nie, maar ons moet daaroor gesels, is die konflik in die Midde-Ooste. Ja, Jennifer, die groot vraag is, weet enige iemand eintlik wat daar aangaan van die betrokkenes? Want lyk nie vir my so nie. Gelukkig is die skietstilstand waarom nou uitgebrei, want dit sou verstryk het een of ander tyd die oggend, maar vanoggend, maar lyk vir my Amerika hoort niks van Iran nie. En nou weet hulle nie eintlik mooi wat om te doen nie. En al twee lande het nou hierdie voorwaardes en die ander land wil nie daaraan byt nie, jy weet. So dit stuur maar op 'n onverkwikkelike situasie af. En dis baie duur die oorlog. Dit vernietig Iran se ekonomie, dit gaan die Amerikaanse ekonomie sien ek volgens The Guardian uiteindelik $1 triljoen kos wat baie geld is. En weet al die fancy missiele wat hulle heen en weer vuur moet weer vervang word en dit is nie goedkoop nie. En al die skepe en soldate wat so toe gaan, ek sien dit ekologie doen ook nie goed nie want daar's 'n groot olievlek wat selfs uit die buitenste ruim sigbaar is. Sure. Na al die geskietery daar in die skepe wat plat geskiet is. Ja, so en nou weet niemand nog of hulle eintlik met mekaar gaan praat die naweek in Pakistan nie, so of nou een of ander tyd in Pakistan nie. So mense hoop maar dit gebeur en laat rede sal seevier want dit moet ook nou tot 'n einde kom. Ja. En ek dink albei lande soek nou 'n manier om daar uit te kom om te lyk asof hulle nie heeltemal verloor het nie, weet. So dit kan nogal 'n spanner in the works gooi. Ja, ek dink die Amerika wil hulle posisie ondermyn nie, maar hulle het inherënt dit nou gedoen. Deur groot bravado en sê Engels sê deadlines te maak en nou kom hulle agter maar dis nie haalbaar nie. Wat 'n mens voor die tyd moes in ag geneem het. Ja. En omdat dit nie haalbaar is, nou moet hulle terugstaan en sê wag. Ons verleng nou alles. Onmiddellik ondermyn hulle sterk punt om Ja. te onderhandel. Kyk, elke keer as jy dreig nie en jy kom by jou dreigement na nie, dan verswak jou posisie eintlik want hulle sê ag, hy ou praat net, dis meer blaf as byt. Ja, so dit is 'n moeilike situasie nou vir die Amerikaners. Dit is eintlik 'n probleem wat hulle self geskep het wat hulle nou moet oplos. Ja. En hoe hulle dit gaan regkry, weet mense nou nie eintlik mooi nie. Die skietstilstand tussen Israel en Libanon het gehou, maar ek het gesien daar is wel nou geskiet heen en weer so 'n bietjie. Ja, hulle 'n skietstilstand daar, Jennifer, hou nie sommer nie. Ja. Nee, ongelukkig nie. Arme mense van Libanon, dit is so 'n klein landjie en dit word net elke keer uitmekaar uitgeskiet nie. As mens nou kyk na Libanon se stad, kyk na die aand foto's daar, want dit is eintlik 'n pragtige stad, veronderstel om te wees, maar ja, daar's net gereeld gaan daar goed aan wat nie moet gebeur nie. As mens dink in die vroeë 70s en 80s was, Ja. was dit gewees maar sê die pragtige stad Ja, in dit is 'n Midde-Ooste. pragtige stad. Toe begin die groot konflikte en al die motorbomme en al die aanvalle en so aan. So dit is ek dink dit is baie moeilik dink ek vir die mense om in so 'n plek te bly. Ja. Ja, ons Jy gaan weet nou selfs maar 'n plek soos Israel en daar dus Ja. ons het gehoor die kinders maak hulle beddens nat byvoorbeeld in Palestina en in Israel want die Trauma. vrees vir die hele oorlog dit werk in op hulle onderbewussyn. Jy weet dit kan nie goed wees vir Nee, dit mense kan om nie. so Dit groot kan te nie. word. Ons praat 'n bietjie politieke nuus in Suid-Afrika, spesifiek partytetiek. Die DA sê ja, nadat daar bedrag gepubliseer is wat hulle top mense kry ekstra aan hulle betaal word en daar vraagtekens was oor hoekom kry hulle ekstra geld, sê die DA. Dit het niks by jou uit te waai nie. Want is ons mense en is ons geld. Ek stem nogal met hulle saam, Peer. Ek weet nie wat voel julle nie. Dis die DA se geld, dis nie die belastingbetalers geld. Dis die ANC dit nou gedoen het, dan moes mense gevra het, "O, waar kry hulle die geld?" 10 uit die staatskas, maar hierdie is die DA se geld wat hy insamel, geld wat hy geskenk word. Jy weet, en van die mense is nou meer betaal om seker te maak hulle bly in die party en jy weet as jy kyk na iemand soos Ashor Sarupen wat nou in Helen Zille se plek is as voorsitter van die federale raad, hy het 2 MA grade en 'n MBA graad. Dis 'n baie skerp mens. Hy's adjunkminister van finansies. Dink nie dat sy salaris kan hy in die privaat sektor verdien. Jy moet sulke mense uit die party hou want jy wil nie elke paluka na die party toe trek nie. Jy moet politici van gehalte na die party toe trek. En ek stem nogal saam met die DA. Vergoed die mense behoorlik. Jy weet iemand soos Silje Brink vat nou, hy was 'n lid van die parlement. Toe word hy gevra om hier as burgemeester te kom staan. So toe word hy gewone stadsraadslid. Toe word hy burgemeester, toe sy weer 'n gewone stadsraadslid. So ergens langs die pad het hy geld verloor, nie? En die DA vul nou net daai geld aan en ek dink dis 'n goeie ding om te doen. Jy behou so goeie mense. En as dit jou eie geld is, jy kan daarmee doen net wat jy wil. Ek sien John Steenhuisen het selfs 'n klere toelaag versoek en hy het klere toelaag gekry.
Ja, jou leier moet seker mooi aantrek nie, so klere kos geld. Maar ek weet die mense kla nou daaroor, maar ek dink nie dis nodig om te kla daaroor nie. Die DA kan doen daarmee wat hulle wil. Jy's reg. As hulle self daardie geld, daai fondsinsameling gedoen het en dit is vir hulle party gedoen, deur skenkings, deur wat hulle self ingesamel het, kan hulle seker maar met daai geld doen wat hulle wil. Hulle kan doen. Ek sien Johnny Loos nou gister ook sê hy bly burgemeester van Kaapstad. Ek weet nie of dit maklik gaan wees om die twee werke te doen. En ek sien 'n ander interessante burgemeesterskandidaat vir Kaapstad is Ellen Pakkies. Onthou julle wat daar seun vermoor, die dwelmverslaafde seun. Sy gaan ook nou vir die National Coloured Congress in Kaapstad as burgemeester staan. Sy sê haar doel daarmee is om juist mense te help op die Kaapse vlakte met die geweld en die dwelmverslawing wat so 'n groot probleem is. Baie interessante kandidatuur daai. Verseker. Gert, dan skors die kommissaris van polisie. Dit is wat sekere partye vra. Ja, een Kevin het gister gevra skors die kommissaris van polisie. Hy is die voorsitter van die parlementêre portefeulje komitee oor polisie. Generaal Fanny Masemola het nou daar in die hof verskyn. Dit gaan oor 'n 228 miljoen rand gesondheidskontrak wat lyk my nie alles nagekom is. Jy weet dit. Ja, ek weet nie die mense, ek het gister ook 'n berig gelees, mense verloor vertroue in die polisie nie. Hierdie Madlanga kommissie doen glad nie vir die polisie goed nie. En as jou nasionale kommissaris in die hof verskyn, is dit nog erger, jy weet. En Is dit nie Madlanga kommissie se skuld nie? Nee, dit is die polisie se skuld. Die polisie se skuld. Die Madlanga kommissie bring dit net aan die lig. Aan die lig, ja. Soos met al die goed wat hier in Tshwane ook nou aangaan. Ek sien hulle praat nou al lank oor Tshwane. Maar ja, dit is dalk 'n goeie ding as jy die man verwyder, jy weet jy die minister van polisie verwyder om maar daar vrae oor sy bevoegdheid en goed wat hy gedoen het. So hoekom skors die minister die kommissaris tydelik en bring iemand anders in sy plek. Veral omdat hy betrek word. Ja, dit help net 'n bietjie om meer vertroue te skep hier. Ja, sy naam word genoem. Ja, en sy naam word baie goed genoem, jy weet. Dit is nou ja, sal hulle maar sien hoe speel hierdie ding uit. Maar die Madlanga kommissie is regtig 'n kruitvat. En dit is baie goed om te sien daar word al opgetree te mense wat genoem is. Ek sien Ekurhuleni se stadsbestuurder is ook het ook in die moeilikheid beland weens die Madlanga kommissie wat 'n baie goeie ding is. En ons hoor nou al die goetertjies wat hier in Tshwane gebeur wat nie goed lyk vir die regering, die veelparty koalisie wat die stad regeer nie. Gert, was 'n interessante artikel oor Suid-Afrika en menseregte. Ja, Amnesty Internasionaal se nuutste verslag, Jennifer, dis nogal interessant. Hulle deel die wêreld op in predators. Ek weet nie, roofdiere is nou nie seker 'n mooi verklaring daarvoor nie, want dit is iets ergers eintlik en dan lafaards. Dus die predators is mense soos Donald Trump en Benjamin Netanyahu en Vladimir Putin wat net doen wat hulle wil om hulle eie mag groter te maak en om geld in die hande te kry en die mense ly daaronder. En die lafaards is die mense wat niks doen om hulle te keer nie. En ons in Spanje word nou geloof vir ons standpunt oor die Palestynë, maar dan word ons gekap omdat ons nie sterker standpunt inneem teenoor die mense van Oekraïne wat so ly onder die Russe nie. Ons neem nie sterker standpunt in teenoor Sudan se mense wat so ly nie en dan teenoor die moslems in Myanmar wat so waaronder ook 'n volksmoord basies besig is om te gebeur, dat ons nie daaronder standpunt inneem. Ek dink dit doen nogal skade aan ons standpunt oor die Palestynë soms as ons so skynheilig is. En ons het al baie daaroor gepraat nie. Ja, Gert, dit was my interessant om die artikel te lees om te dink, okay, ons het al soveel keer hierdie genoem om te gaan. Dit is nou goed en wel om standpunt in te neem oor een ding, maar dan moet jy standpunt sterker inneem oor soveel ander plekke. Oor alles, ja. Oor alles. Dit was interessant hoe hulle vir Spanje geloof het en gaan het. Spanje tot dusver was die een land wat uitgestaan het wat alle menseregte skendings half was uitgesproke daaroor gewees. So dit was nogal 'n interessante artikel en toe het ek nou 'n bietjie gaan dink ook in die nuus wat daar gesê is oor Spanje en Spanje se siening oor baie dinge en dit is nogal so. Ja, Spanje is baie moeilik. Hulle het ook gesê geen Amerikaanse vliegtuie en goed kan van daar af gebruik word vir die oorlog in Iran. Jy weet om Iran te noem, dis ook een plek waar ons nou ook dubbele standaarde gepleeg het want ons het nie uitgepraat oor die Iranse burgerlikes wat doodgeskiet is in die onrus daar. Soos dit ook nie in Afghanistan enigstens gesê. Ja, ook nie Afghanistan, jy weet waar vroueregte vertrap word. Jy weet ons sê dikwels ons buitelandse beleid is gegrond op ons grondwet met menseregte en al daai mooi dingetjies wat ons grondwet voorstaan, maar ons doen dit nie. Ons doen dit net as ons dit pas, maar al die lande doen dit ook nie. Amerika ondersteun vir Israel en sê hulle hier se wit volksmoord aan die gang, jy weet al daai tipe van goeters. Lande is maar lyk my skynheilig, maar ek dink Spanje staan nogal hier uit nie, omdat hy doen baie goed wat dit betref. Die regering is 'n bietjie lui om nie met almal 'n probleem te kry nie. Ja. As daar regtig kwessies is, moet jy dit noem. Jy moenie net 'n paar uitkies nie. Ja. In Libanon was daar nog 'n voorval wat baie opspraak gemaak het veral in die VSA. Vandalisme van 'n Jesus standbeeld. Ja, Israeliese soldaat wat 'n Jesus standbeeld daar in 'n Libanese Christelike dorpie
gevandaliseer het, is nou seker 'n mooi naam. Dit lyk met 'n kap met 'n groot hamer en iemand het hom afgeneem en klomp het rondom hulle gestaan en niks staan gedoen om hulle te keer nie. Nou dit stuur heeltemal die verkeerde boodskap uit. Nee, veral in 'n tyd waar daar so baie 'n godsdienstige onverdraagsaamheid in die wêreld Polarisering. is. Ja, polarisering en so. Die Israeliese weermag het nou hulle teleurstelling daaroor uitspreek, Netanyahu het sy teleurstelling daaroor uitspreek, die soldate kry 30 dae detensie, hulle word uit die gevegseenheid verwyder. Dis nie vir my 'n groot genoeg straf nie. Hierdie doen geweldige baie skade aan die land en aan die beeld wat Israel wil uitdra. Dit doen kwai skade daarin. Jy weet, ons sit met antisemitisme in Brittanje, lyk my wat ook toeneem, ander plekke in die wêreld waar dit toeneem. So daar moet streng opgetree word teen sulke mense. Dis hoekom Brittanje ook vir daai West Carol wat sing nie toegelaat het in die land nie oor sy antisemitisme. So ek dink daar moet regtig strenger opgetree word teen die tipe van goed. Want daar is al reeds genoeg onverdraagsaamheid in die wêreld. Jy moenie nog skep. Nee. Ja, die Taliban ou antieke Christelike beelde en plekke opgeblaas het in Afghanistan toe die wêreld mal gegaan Ja, daaroor. en daai boeddhistiese beelde wat ook opgeblaas het, Ja. deel is van die wêreld se erfenis basies. Jy weet, en as 'n mens kyk wat in Gaza byvoorbeeld gebeur en nou ook in Libanon waar kerke en moskeeë en plekke van aanbidding deurloop en historiese plekke, dis nie baie goed om te sien nie. Iran dieselfde nie. Ja, verseker. Gert, dan 'n ondersoek na sterftes en verdwynings van navorsers. Hierdie is 'n vreemde storie, Ja. Jennifer. Ek sien die netwerk se storie wat vertaal is van een van die oorseese netwerke, sê 11 Amerikaanse kern- en ruimtenavorsers het sedert 2023 is van hulle dood, van hulle het verdwyn, van hulle is aangeval. CNN sê dis nou 10, maar dis nog steeds verskriklik. Dink 5 mense is dood. Dis almal kern- en ruimtenavorsers. En dis mense in hoë poste. Dis mense in hoë poste wat sommer voor hulle huis dood. Wat ek sien Donald Trump het ook sy kommer daaroor uitgespreek, jy weet, en hulle ondersoek nou die FBI in samewerking met die ruimte NASA. Hulle ondersoek nou wat agter dit kan sit, jy weet, want dit is net vreemd. Een van die ouens het verdwyn toe hy gaan stap het byvoorbeeld. Jy weet, so, dis net vreemd dat in so kort tydperk so baie mense wat aan 'n sekere ding verbind word net verdwyn, jy weet. Daar moet iets agter dit sit, dink mense. En nou 'n samesweringsteorie doen nou natuurlik weer die ronde op sosiale media, want dit is nou lekker om samesweringsteorieë te versprei, maar dit laat mense nogal wonder wat aangaan, jy weet. Ek weet in Iran het Israel altyd die kernwetenskaplikes vermoor, jy weet. Ek wonder wat is hier aan die gang. Dis net 'n vreemde situasie. Baie vreemd. Die mense het poste soos direkteurs van NASA se Jet Propulsion Laboratory. Ja, dis groot afgetrede generaal. Los Alamos laboratorium Ja. waar die eerste kernwapens ontwikkel is. Mense wat daarbey betrokke was, wat nog steeds daarbey betrokke is by die plek. Dis interessante poste, sleutelposte in tegnologie, ja. wat verdwyn of doodgaan. Dis ja, baie vraagtekens. Baie mense sê dis 'n poging om Amerika te verlam wat daai gebiede betref, jy weet, lugvaart en ruimtenavorsing. Maar mense wonder of dit nie waar is nie. Nou maar ja. Ons beweeg aan na ons volgende storie toe. 7900 mense sterf op migrasieroutes in 2025. Dis verskriklik eintlik die mense, nee, en jy weet as ons nou gepraat oor oorlog in die wêreld aangaan, dit gaan nog tot meer vlugtelinge lei. Dat 7900 mense gesterf, dit bring die totaal sterfte sedert 2014 van mense wat gesterf of vermis is op 80,000 te staan. Dis baie nie. Is hierdie vlugtelingroetes of is dit migrasieroutes soos in 'n lughawe met 'n kaartjie? Nee, dis vlugtelingroetes, soos mense wat op baie bootjies klim en jy weet baie keer is daar mense verkoop sitplekke op sulke bootjies aan mense ten duurste en dan kyk hulle nie na die mense nie en dan stuur hulle die bootjie daar oor die see en dit sink of dit raak in die moeilikheid en die lande wat waarheen die mense vlug kan ook nie altyd by die plekke uitkom nie en party lande wil eintlik nie daar uitkom nie en dit is 'n baie moeilike situasie vir mense. Dis 'n baie moeilike posisie om in te wees, 'n vlugteling. Of jy nou vir ekonomiese redes vlug, vir politieke redes, veiligheidsredes, dis verskriklik moeilik. En ek meen as jy op so 'n bootjie klim en oor die see wil vaar, sê nou maar van Libië af na Italië toe, jy moet nogal desperaat wees om dit te doen. Mens moet jouself in daai mense se skoene sit. Ja, jy moet jouself in daai mense se skoene. As jy so desperaat skoene, is om te oorleef vir jou en jou gesin, dat jy bereid is om so iets te waag. Ja, om so iets te waag, jy weet. Wie sal dit nie doen nie? Nee, dis verskriklik eintlik om dit. En daar's 'n engse vlugtelingprobleem in die wêreld. Baie groot probleem. Ja. Gert, en dan sluit ons af met 'n baie groot gat in Potch. Ja, ek wonder wat sou Helen Zille gesê het as sy daai gat gesien het. Maar dit lyk my daarom nie 'n gat in die pad nie, dis iemand wat 'n waterpype wou lê en dis 'n konstruksiegat, so sloot basies.
En die minibus taxi het gery en om 'n botsing van voor te vir my te uitgedraai en toe beland hy in daai groot gat. En toe moes hulle 'n heinzkraan tipe ding gebruik om hom uit te kry. Gelukkig was net die bestuurder daarin gewees. En so daar was nie eintlik mense wat seer gekry het nie, maar nou kla mense, hulle sê daar's nie genoeg waarskuwingstekens nie. As mens kyk na die ander foto's op die berig, is daar geen waarskuwingstekens. Nee, daar's geen waarskuwingstekens En dis 'n gat omtrent 2 meter diep. Ja, dis 'n baie diep gat. Dit is eintlik verskriklik gevaarlik. Ja. Jy moet eintlik regtig so 'n ding afsper basies. Ja. Weet jy so op pad na julle toe is ook nou 'n gat wat verlang staan en hulle sit net so geel ding daar. Hy word net groter daai gat. Ja, hy word net groot. Een van die dae gaan die hele DA Caucus in Pretoria in daai gat kan swem. Maar ek sien die waarskuwing, as dit donker is dan sien jy ook nie eintlik die gat nie. Nee. En hy word net al hoe groter. En dis ook hier in donker hier waar hy gesê het een kar se Ja, ligte dit van het hom voor af verblind, het ja. skielik verbygekom, hulle het mekaar verbygevat. Hy moes uitswaai en toe val hy in die gat en dis 'n lang ding al langs die pad af. Dit is nou weer die tipe van potholes in Potch. Potholes en Potch, ja. Nee, mens kan niet blijven as daar nie mense in die minibus was nie, want Ja. dit sou nogal dit kan selfs mense se dood lei nie. Absoluut. Gert, baie dankie vir die saamgesels vanoggend en met 'n heerlike week verder hê. Baie dankie vir jou ook, Jennifer, en Peer vir jou ook. Vir dat darm. Ja, okay. Darm. Dit is Gert van die Westhuizen. Ons is nou weer terug. Aluma Capital, altyd aan die groei.